Baie mense sê vir my, Arend, ek verstaan nie die boek van Openbaring nie. Dis hoekom ek dit glad nie liewer lees nie. Ek weet ek was ook daar. Ek het ook so gevoel. En hier is die waarheid. Deur die geskiedenis was daar meer as een manier waarop Christene die boek van Openbaring verstaan het. Openbaring is nie 'n gewone storieboek nie. Dit is in apokaliptiese literatuurstyl geskryf. Dit beteken dit is vol simboliek, vol beelde en vol profeseë. En daarom lees Christene dit deur 4 hoofinterpretasielense, waarvan meeste van julle nog nooit van gehoor het nie. So ons gaan vinnig deur dit draf en ek gaan die Engelse terme gebruik sodat jy dit kan navors. Die eerste een is 'n futurist view. Hierdie siening sê dat die meeste van Openbaring lê nog in die toekoms. So dit handel oor die eindtyd, die wederkoms en God se finale oordeel. Die tweede een is 'n preterist view. Hier word geglo die meeste profeseë is reeds in die 1ste eeu vervul. Veral met die vervolging van die vroeë gelowiges en die val van Jerusalem en die vernietiging van die tempel. Dan kry jy die idealist view. Hier word Openbaring nie aan 'n spesifieke datum gekoppel nie. Dit wys eerder 'n tydlose stryd tussen goed en kwaad, Christus teen Satan, in elke era. Dan kry jy die historicist view. Hier lees mense Openbaring as 'n profetiese oorsig van die kerk se geskiedenis, so van Johannes se tyd af tot en met vandag toe. So in hierdie reeks gaan ons deur die boek van Openbaring hoofstuk vir hoofstuk deur al 4 van hierdie lense gaan, nie om te argumenteer, maar sodat jy die teks beter kan verstaan. So volg saam met my, want hierdie boek is nie geskryf om jou te verwar nie, maar om Jesus as oorwinnaar te openbaar.